Ons begin hierdie erediens in die naam van ons Here Jesus Christus wat sy lewe vir ons gegee het. Ons sit dit voort in die krag van die Gees wat in ons woon en in ons werk, in die verlossing van Jesus in ons harte voortsit. En ons doen dit alles omdat die Vader sy genade en sy goedheid aan ons skenk. Amen. Gemeente van Waterval, vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Ons sê weer eens baie welkom vanoggend aan al ons YouTube-kykers, sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook vandag vir jou 'n boodskap gee wanneer jy daarna kyk en luister vandag of later in die week. Kom ons verheerlik die Here. Ons tema vanoggend, Jesus sê hy kom gou. Hoe lank dan nog? En ons gaan twee gedeeltes lees, Openbaring 22:12 en Matteus 25 vers 1 tot 13. Kom ons bid saam. Almagtige Here, God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U, want U is die koning. U is die skepper van alles wat is. En U sorg vir dit. U kyk daarna. En in hierdie groote skepping van U is elkeen van ons soos 'n ou stofdeeltjie. En soos Psalm 90 sê, ons is eintlik U stofdeeltjie. Ons is maar 'n ou grassie. Ons lewe is maar kort, een daggie. Maar ons behoort aan U. En al is ons hoe klein in die totaliteit gemeet van U kosmos, U handewerk, het ons hierdie troos en versekering dat U in elkeen van ons intens belangstel en ons liefhet, ten spyte van wie ons is, ten spyte van die foute wat ons maak, ten spyte van ons laksheid soms, hoe ons U aanbid, omhels U vir ons met U liefde en U goedheid en U guns. In so groot mate, dat U selfs nie Jesus, U seun, gespaar het nie, maar hom laat verneder het om mens te word, een soos ons, en aan 'n kruishout die wreedste dood ooit te kon sterf, sodat hy die sonde van die wêreld op hom kon neem, en vir ons, sondaars, kon vryspreek. God se straf op hom neem, in ons plek. En nou, Here Jesus, sit U as die oorwinnaar, want U het deur die dood opgestaan, en U sit aan die regterhand van die Vader, en U pleit op hierdie oomblik vir elkeen van ons. Dankie tog dat U dit doen, want U is hier verteenwoordig deur die Gees in hierdie kerk. En U pleit by die Vader en sê, daar's my kinders by mekaar vanoggend. Hulle gaan die woord nou hoor, seën hulle, en laat hulle met vertroosting weet, hulle behoort. So ons vra vir die Here, praat met ons, gee vir ons 'n eenvoudige boodskap in mooi Afrikaans, dat ons sal hoor en verstaan, en beter hier uitgaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jesus sê, hy kom gou. Hoe lank nog? Openbaring 22 vers 12, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Dieselfde gedagte, ek kom gou, is Openbaring, op ander plekke ook, Openbaring 3 vers 11, dink ek, en ook elders in die Nuwe Testament, waar die Here Jesus die gedagte opper, ek kom gou. En dan in Matteus 25, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lang wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandige sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord,
Nee, daar's nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Nou ja, ek het 'n fotootjie van Dani Botha opgesit wat julle almal ken en ek wil nou regtig nie weer vandag daarop ingaan oor wat Dani alles kwyt geraak het nie. Maar hy het vir ons baie onlangs gesê in die sosiale media en oralster 23ste en die 24ste September van vanjaar sou die wegraping plaasgevind het. Nou ek wil nie daaroor praat nie. Dit is nie vir my die moeite werd om eers oor die wegraping te praat nie, want dit bestaan nie. Dit is 'n teorie wat nou al vir so 300 jaar bestaan en daar's nie genoeg skrifgronde vir hierdie teorie wat ons veral na die Pinksterbeweging kry nie. Maar wat dit wel gedoen het, is dat dit nogal gesprek ontlont het. Want skielik het mense weer bewus geraak van die eindtyd. Wanneer is dit? Wanneer gaan dit gebeur? So mense is nou skieurig en baie het gepraat. Natuurlik was daar 'n klomp aanhangers van hom wat baie positief gereageer het. Baie mense het baie negatief gereageer soos ek. En dit het gesprek ontlont en skielik praat mense nou weer oor die koms van die Here Jesus. En ons dink weer 'n slag 'n bietjie daaroor. Wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Preek ons nie dalk te min oor hierdie goed nie? Praat ons nie in die kerk te min daaroor nie? Wat sê die Bybel regtig vir ons oor die koms van die Here Jesus en die tekens van die tye en al die goed wat in die Bybel staan? Kyk wat die Bybel sê. En dit het ons nou ook gelees vanoggend uit Openbaring 22. En dis wat die Here Jesus ook vir sy disippels sê, ek kom gou. Hy het vir sy disippels gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, ek kom gou. Dis die boodskap van die Bybel. Jesus kom gou weer. Mens kry die gevoel, veral as jy nou Handelinge 1 lees, hier staan hulle, die Here Jesus het nou vir hulle totsiens gesê, en hier vaar hy op in die hemel, en hulle staan en kyk, en hulle staan en wag, en dan kom daar 'n boodskapper van die Here af en sê, hey, julle kan nie net hier staan nie, julle moet gaan, daar's werk om te doen. Asof hulle eintlik Hy gaan vir ons plek berei, hy gaan nou weer kom. Dis die gevoel wat jy kry as jy Handelinge 1 lees, dat hulle verwagting van sy terugkoms was so realisties en so werklik dat dit sommer binnekort gaan gebeur. Hoe interpreteer ons dan hierdie woordjie as die Here Jesus sê, ek kom gou? Dis nou al 2000 jaar later. Hierdie gou is nou 2000 jaar se gou. So hoe moet ons dit nou sien? Ek meen, geen wonder nie dat Paulus die gemeente in Thessalonika moet aanspreek en vir hulle sê, nee, as jy nie werk nie, kan jy ook nie eet nie, want hulle verwagting dat Christus se tweede koms gaan plaasvind, gaan nog in hulle tyd gebeur, so hulle wil nie te besig raak nie, nie te veel van dit nie, hulle sit daar in wag en spanning, Jesus gaan nou enige dag kom, so hulle wil niks doen nie, so hy spreek hulle daaroor aan. Want hy sê mos, in Matteus 24 vers 34, sê hy dit gaan nog in hele leeftyd gebeur. So, hy het 'n realistiese verwagting in ons geslag, in ons tyd, gaan dit nog gebeur. Hierdie woordjie gou, uit die Grieks sê tagu, beteken eintlik, dit gaan spoedig gebeur, dit gaan binnekort gebeur, dit gaan sonder verwyl gebeur. Wat dit eintlik wil sê is, dit kan nou enige tyd gebeur. Dis eintlik wat die Grieks vir ons die betekenis wil gee, dit kan enige tyd gebeur. Wat hy vir ons eintlik wil sê is, hy kom beslis. En dis wat ons moet hoor, dat daar 'n beslisheid en 'n ernstigheid by die Here is, dat hy gaan kom. Maar die vraag is, wanneer? En nou kry ons al hierdie pogings, en moet nie dink Dani Botha was die eerste ou nie.
Nie ons het dit so klompie jare terug gehad, dat mense het hulle huise en hulle karre verkoop en dat almal daar by 'n paviljoen gaan by mekaar kom en hulle het gewag vir die Here kom, want die datum wat die pastore verkondig het, was die Here kom nou daai dag. En hulle het dit ernstig geneem. En dit was nie net voor hulle nog, daar's nog baie sulke pogings deur die eeue gewees. Van mense wat met 'n profetiese boodskap kom om te sê, die Here kom op daai dag of op daai datum. Maar ons weet nie wanneer hy kom nie. Wat sê die Bybel vir ons? As jy nou Psalm 90 lees en jy lees 2 Petrus 3, vir die Here is 1000 jaar soos een dag 1000 jaar. So God se tydsfaktor is anders as my en jou tydsfaktor. Ons werk op die sekonde en op die minuut van die horlosie. God werk nie so nie. Ons weet nie eers hoe lank het dit God gevat om die skepping te maak nie. Ons lees in die Bybel van hy dit oor in 6 dae gemaak. Maar wat was dit nou? 6 dae? Was dit 6 tydperke? Was dit 6? Wat was dit? Ons weet nie hoe werk God in tyd nie, want God is ewig. So as hy sê ek kom gou, wil hy vir ons sê ek kom definitief. Maar wanneer weet ons nie. En nou hoor ons mense wat sê ja, maar daar's so baie tekens wat die Bybel ons noem wat ons eintlik waarsku dat dit is binnekort. En dan sê hulle vir ons moet net hierdie tekens dophou. Want veral in hierdie tyd waarin ons lewe, kyk al die oorloë wat aangaan, hongersnood, kyk net van al die dinge. Dis 'n duidelike teken dat die Here se koms is nou naby. En daar's teksverse wat ek vir julle gee. En veral Openbaring, na sekere gedeeltes in Daniël en Esegiel, word apokaliptiese literatuur genoem. Wat vol simboliek is en vol beeldspraak is en wat nie maklik is om te verstaan nie. Maar al die antwoorde lê in die Bybel iewerste, jy moet dit net gaan soek. En nie thumbsuck guessing doen, soos party nie. Want jy kan enigiets in die Bybel inlees as jy wil. Dit kan baie lekker wees. Maar is dit altyd die waarheid? Die Bybel word verklaar skrif met skrif. So soek die antwoorde in die Bybel, nie in die geskiedenis daar buite nie. En apokaliptiese literatuur wil juist dit doen. En ons moet verstaan, ons het met sekere beeldspraak. En onthou, die Here se verwagting was nie net iets in die Nuwe Testament nie. Selfs die volk van Israel het verwag dat die dag van die Here, wat 'n term is wat baie in die Ou Testament en in die Nuwe Testament gebruik word. Hy kom. So wat is al hierdie tekens wat mense sien, en as jy hierdie verse gaan lees, hongersnood, aardbewings, verraad, haat, afvalligheid, oorlog, wetteloosheid, liefde, plesier, ongehoorsaamheid aan ouers, en jy kan maar aangaan. Dis die tekens. En hierdie tekens was ook in die Here Jesus se tyd. En hierdie tekens is nou al vir 2000 jaar aan die gang. En hierdie tekens sal nog steeds kom en gebeur tot en met hy kom. En selfs was dit in die Ou Testament so. So die tekens van die tye kan nie nou skielik as 'n nuwe ding gebeur in die geskiedenis. Dit is nou juist een van daai tekens wat ons nou waarsku nie. Ek meen baie van die mense het onthou nou in September het ons nou al daai maane gehad, en daar's nog steeds van hulle. En hulle heg vreeslike waarde aan en gaan soek een of ander verklaring dat dis 'n teken dat God nou gaan kom. Maar ons weet nie. Hierdie tekens was daar en word herhaal en sal weer herhaal word en sal aanhou om herhaal te word totdat die Here Jesus met sy tweede koms kom. En dit is hoe ons dit moet interpreteer. Wat sê hierdie tekens eintlik vir ons? En dis wat die Here Jesus in Matteus 24 en 25 vir die omstanders wil leer. Hierdie tekens moet ons laat bid en moet ons waaksaam maak. As ons hierdie oorlog in die wêreld sien en hierdie goddeloosheid in die wêreld is, moet ons sê, maar dit moet ons oproep tot gebed en waaksaamheid. Dit moet ons oproep om heilig te lewe, soos Petrus sê, om te lewe met verantwoordelikheid voor God. Dit moet ons oproep om die evangelie te verkondig, want die Here Jesus sê, hy sal kom, en dit is maar my begrip daarvan, wanneer hy weet, die evangelie is aan almal verkondig wat dit aan verkondig moes word. So miskien is dit die rede hoekom die Here Jesus sy koms uitstel. Want die evangelie is nog nie almal bereik wat hy wou gehad het moes bereik word nie. Dalk is dit nog steeds genadetyd wat hy verleen. Intussen tyd is ek en jy as kind van die Here leef met verantwoordelikheid voor God.
Ons moet lewe in gehoorsaamheid. Ons is tog die sout, ons is tog die lig vir die wêreld. Ons het tog 'n invloed wat ons uitleef, wat ons moet hê in die wêreld. Maar die boodskap hiervan is, leef asof hy vandag gaan kom. Ek dink dis die boodskap wat die Here Jesus vir sy kerk en vir sy kinders wil gee. Hoe lewe ons? Lewe ons met hierdie verwagting dat die Here Jesus nou gaan kom? Het ons so verwagting soos wat die gemeente in Tessalonisense gehad het? Nee. Ons lewe maar soos ons wil. En ek dink, wat al hierdie goed vir ons wil sê, en wat hierdie hele gesprek wat daar in die bote help ontlok het, is een goeie ding wat daar uitkom, is dat ek en jy vir onsself moet vra, as die Here vandag kom, is ek reg om hom te ontmoet. So waarmee is ek en jy besig in die lewe? Ons is baie keer met twak besig. Ons is baie kere met onbenullighede besig. Ons is besig met goed wat geen ewigheidswaarde het nie. Geld en roem en karre en huise gaan verby. Gaan verby. Die dag as jou asem uitblaas, is net dat jy in daai kus of in die lijkhuis sonder 'n draadklere. So alles wat ons mee besig is in die lewe. Nou praat ek nie eers van sonde of slegte goed waarmee ons besig is nie. As die Here vandag kom, is ek reg. So as die tekens van die tye een ding by my moet oproep, is gereedheid om God te ontmoet. En dis wat die tekens van die tye vir ons voortdurend moet oproep. Is ek reg om die Here te ontmoet? En dan vertel hy hierdie pragtige gelykenis om dit tuis te bring. En 'n gelykenis is maar 'n storie met 'n les in. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur. Dis wat hy vir hulle sê. En dan vertel hy vir hulle hierdie storie van hierdie meisies. 10 van hulle, 5 van hulle was heeltemal voorbereid en reg, en 5 van hulle was nie reg nie. En hulle het dit net nie gemaak nie. So wat wou hierdie storie sê? In die eenvoudige taal, is jy gereed as hy vandag kom? Betekenis van hierdie verhaal is eintlik baie eenvoudig. Here Jesus is die bruidegom en hy's op pad. Hy kom gou. Ons weet nie wat die dag en die uur is nie, maar hy's op pad. Die meisies sien op die gelowiges en die olie sien op die geestelike gereedheid. Ons is gereed. 5 van hulle was nie gereed nie. Hy was nie reg nie. Miskien het hulle 'n verwagting gehad, hy's nog op pad, hy kom eendag. Want dis mos hoe ons dink, hy kom eendag. Ons het nog baie tyd om ons saak met God reg te maak en uit te sorteer. Nie vandag nie, môre, oormôre sal ek werk aan my lewe, sal ek dinge verander. Ons slaap, slymer 'n bietjie en toe mis hulle die skip. Hulle word nie toegelaat nie. Deur is gesluit. En dit is hoe dit vir party gaan wees. So die groot kruks van hierdie storie is wat vers 13 sê. Jy weet nie wat is die uur of die tyd wat die Here gaan kom nie. Is jy gereed daarvoor? En dis die vraag waarmee ons gekonfronteer word. Om jy af te sluit, Jesus kom beslis sy tweede koms. En wat sê die Bybel? Net so 'n paar eenvoudige feite oor sy koms. Sê almal gaan hom sien. Elke oog gaan hom sien. Sê elke knie gaan voor hom buig. Die lewendes en die dooies. Almal wat hom geken het en die wat hom nie geken het nie. Almal gaan voor hom buig en erken dat hy die Here is. Die dooies gaan opstaan met 'n verheerlikte liggaam, sê die Bybel vir ons. Die wat nog lewe, gaan onmiddellik omgeskakel word in 'n nuwe liggaam kry, sonder siekte, sonder gebrek, sonder enige ietsie. Ons gaan so mooi wees. Saam met hom sal die gelowiges die oordeel voltrek oor die ongelowiges. Dis die Bybelse boodskap. So inderdaad, arriveer hemel op aarde. Ek sien 'n nuwe hemel kom, wat ons nou gesing. Dis die boodskap van Openbaring 20-22, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat kom. Presies hoe dit gaan wees, weet nie. Maar soos Paulus sê,
Ons verlang met versigtiging daarna. Ons weet nie presies wat dit gaan behels nie, maar ons verlang daarna, en ons sien uit daarna. En die vraag bly, is ek gereed daarvoor? So wanneer gaan dit gebeur? Niemand weet nie. Dit is nie vir ons beskore om te weet nie. Die Here alleen weet. Maar terwyl ons hier is, en terwyl daar 'n nou is, soos die Hebreërskrywer sê, gaan ons ons beste doen. Gaan ons vir die Here lewe. Gaan ek die evangelie leef, met my hele hart, en met my hele wese, en my lewe moet dit wys. So die les om te leer, en dit is al wat jou wys toe vat vandag, lewe elke oomblik, elke dag, asof die Here nou gaan kom. Is jy gereed? Amen. Baie dankie Here vir u woord, eenvoudig Afrikaans. Ons weet u kom, ons glo dit. En saam met alle gelowiges oor die wêreld bely ons dit. Wanneer u gaan kom, ons weet nie. En as dit in ons leeftyd is, sien hy daarna. Maar Here, help ons om verantwoordelik te wees, om met ywer en entoesiasme te lewe, om u te omhels en te doen wat u vra. Want u sê dit immers, as julle my liefhet, sal julle doen wat ek vra. So help ons daartoe, om gehoorsaam te wees, om op 'n gereedheidsgrondslag te lewe, dat u vandag kan kom. Seën ons as Waterval gemeente, dat ons 'n toonbeeld wees van 'n kerk wat regtig omgee, wat verantwoordelik werk met u woord, wat u liefde uitdra, vergifnis, geduld en omgee. En absolute gehoorsaamheid aan die woord. Ons bid vir elkeen vanoggend op ons lysie van voorbidding. Here, wees genadig. Ons hou met hoop vas aan u, dat u hand van genesing oor almal op daai lysie sal hou, en die wat ons dalk vergeet het. Sien ons nood. Ons hou vas met geloof aan u. In Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag ons met verwagting uitsien na die koms van die Here, en sal U deur die Gees gee en ons verander om reg te wees daarvoor, selfs vandag. Amen.